Goeiemôre, welkom hier by Inspireer, waar ons inspirasie uit die woord van God uitkry. En dankie net dat jy hierdie week lekker saam met ons reis, ons waardeer dit en ons waardeer elke like en share en knoppie wat jy druk en selfs jou kommentaar, ons lees dit graag en dit is vir ons lekker om te hoor as mense uitreik en vir ons sê selfs van waar of hulle kyk. So jy is so welkom. Ons gesels hierdie week natuurlik oor die tema empatie. En ek het vir jou gesê, die verskil tussen simpatie en empatie. Empatie is wanneer ek iets doen, wanneer ek aksie neem. Simpatie is ek kry iemand jammer, empatie is ek tree in, ek neem aksie, ek doen iets. Nou die vraag vandag is, ons het nou hierdie week gereis hierdeur, die vraag is, wat verwag Christus van my? Want my opinie oor empatie maak nie regtig saak nie, en ek dink vir party mense is empatie ook maar net 'n sekere opinie, en hulle gevoel oor mense, en hulle het hulle eie, wil ek sê, beperkings en grense. Maar die vraag is, wat sê Christus? Wat is Christus se verwagting van my en jou? En Paulus kom leer dit vir ons daar in Galasiërs 6, vers 2 tot 3, en ek lees saam met jou, hy sê, sien raak wanneer ander gelowiges swaar kry en help hulle. Tel hulle probleme op julle skouers en dra dit vir hulle. So doen julle presies wat Christus van julle verwag. Dit is immer sy wet dat julle mekaar moet lief hê. As julle dink dat julle te belangrik is om vir ander mense om te gee, begryp julle net mooi niks van die evangelie nie. Wow, paar dinge wat Paulus hier vir ons sê. Hy sê, sien raak, en hy sê, tree in. Hy sê, neem hulle probleme op jou skouers. Hoeveel keer hoor ek en jy deesdae, nie my probleem nie. Hoor, moenie jou probleme myne maak nie, en dan sal ons daaroor grap ook soms, maar of ons sal sê, hoor, ek het net te veel van my eie probleme, ek het te veel van my eie dinge nou om nou nog by jou ook uit te kom. Die hartseer gedeelte is, as ek so ingetrokke is, as my probleme altyd die belangrikste is, as my lewe altyd die belangrikste is, sal ek nooit op 'n plek kom wat ek serve nie, wat ek dien nie, wat ek mense om my dien, soos wat Christus vir my ingestel het nie. Weet Jesus sê, hy sê, die seun van mense het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Selfs Jesus sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, ek het gekom om die voorbeeld te stel, om te wys hoe lyk dit, wanneer ek mense dien. En dis presies wat hy doen. Hy vat mense se probleme en hy dra dit op sy skouers. En Paulus sê so, dis wat hy presies van my en jou verwag. Christus verwag dat ons raak sien waar mense swaar kry, dat ons hulle probleme op ons skouers tel, dat ons saam met hulle dra daaraan, en dat ons 'n verskil maak in die lewe waar ons gaan. En dit is so mooi, en dan sê hy so, hy sê, as julle dink dat julle te belangrik is, dan verstaan julle net mooi niks van die evangelie nie. Ek en jy moet nooit te belangrik word om te dien nie. En dit is iets wat ek voel, arrogansie, ek voel verwaandheid, selfverwaandheid is 'n ding wat kop uitsteek onder soveel van ons mense. En weer eens, ons moet nooit dink dat ek en jy nooit in 'n posisie sal wees wat ons nie iemand se hulp nodig het. Ek weet ek het Christus hulp elke dag nodig, en ek is bevoorreg dat ek mense in my lewe het met inspraak, met invloed, mense wat my lief het, en ek dank die Here daarvoor. Mense wat my dra wanneer ek dit nodig het. Ek hoop dis jou storie ook, en ek hoop jy is daai persoon vir iemand anders. Dis wat Christus van my en jou verwag, dat ons sal intree vir die mense. My gebed is, dat jy 'n verskil gemaak daar waar jy is, dat jy weer sensitiwiteit sal ontwikkel vir mense wat swaar kry, wat deur moeilike tye gaan, mense wat bedruk is, mense wat hartseer is, mense wat verstote voel, mense wat, ek wil sê die loners is, mense wat voel, daar's niemand wat omgee nie. Mag ek en jy weer hoop in mense se lewens inbring. Mag ons met empatie leef en raak sien, maar meer as dit, mag ons intree, mag ons 'n verskil maak deur ons aksies. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het, Here, dankie vir u woord wat ons net lei, Here, wat ons so vorm, en dankie, Here, dat ons net weer die waarde van, Here, net empatie beleef. Here, dankie dat u ons vandag bewus maak, dat dit is u begeerte, Here, dit is u verwagting van ons, dat ons mense sal raak sien, dat ons hulle laste sal help dra, en dat ons hulle sal bystaan in die moeilike tye, dat ons nie net, ek wil sê, mooi weers mense of vriende, of mooi weers gelowiges sal wees nie, maar dat ons omgee mense sal wees, wat opreg is, Here, mense bystaan. Dankie, Here, dat u ons in staat stel, dankie Heilige Gees, dat u ons weer bewus maak, opnuut, van waar daar mense is, Here, wat ons hulp, ons gebede, ons omgee nodig het. Ons eer u daarvoor, in Jesus naam. Amen. Jy moet 'n fantastiese naweek verder hê. Ek sien uit om jou Sondag op die kerk te sien by ons dienste. Die Here seën jou daar waar jy gaan, en dankie dat jy met empatie leef en 'n verskil maak. God bless. Bye bye.